gemeenskap en Robertson, die breë familie, by die 14e reisgenote, welkom vanaand by die troostdiens, die dankiesê-diens van broer David Dirkerson. Ons kom vanaand om vir Here baie dankie te sê, vir die volle lewe wat broer David gelewe het, saam met sy ouers, met sy susters, sy vrou, die kinders, en ook die Robertson, waar hy al die jare geleef het. Ek groet u vanavond met 'n paar woorde van Psalm 62. Net by God vind ek rus. Vir die koorleier 'n belydenis, 'n Psalm van Dawid. Net by u God vind ek rus. Van hom kom my redding. Net hy is my rots en my redding. My veilige vesting, sodat ek vas en stewig kan staan. Hoe lang wil jy almal nog beskikking bly slinger en my probeer doodmaak? 'n man wat reeds is soos 'n muur wat wil omval, 'n klipmuur wat omgeklop word. Hulle probeer my in die pad werk. Hulle skep haar in leuns met my mondstede in die hart vloek hulle. Net by God vind ek rus. Wat op hom vertrou het. Net hy is my rots en my redding, my veilige vesting, sodat ek stewig kan staan. God is my redding en my krag. Goed met saam. Almagtige God, Hemelse Vader, Here, baie dankie vir die goddelike voorreg om vanaand weer Here in die huis van aanbidding te kan wees. Here, rondom die woord te kan vergader. Here, ek ken vanaand hoekom die waarom ons hier is. Here, ons kom vanaand baie dankie sê, Here, vir wat ons David se lewe. Here, u het hom geskenk aan sy ouers. Here, u het hom geskenk aan 'n vrou. Here, kinders, kleinkinders, Here, familielede, Here, werksgenote, Here, wijksgenote, Here, 'n breë Robertson. En vanaand ons is Here baie dankie dat u hom gedra het en verdra het. En vanaand kom ons Here en ons kom dra hom op. Here, daar waar u is. En ons kom sê, Here, wel gedaan. Here, wat u doen is nooit verkeerd nie. Here, ons gaan nie vanaand van hom kom waar en wat nie. Ons kom verheerlik vir ons, maar wat die Here gedoen het, is wel gedaan. Here, waar ons vanaand gaan kyk in die broer se lewe, Here, om u te eer daarvoor. Here, gaan ons reeds gesing, Here, dankie dat u ook daarin was, en die Gees vanaand die binne was, ons inkom. Here, ons gaan vanaand word in die woord vergader. Here, die boer wat gaan breek, wat u voorkom het, dat hy kom na Christus. Here, wat hulle vanaand hier sit. Here, met swaar harte, Here, vanaand heil, want u vanaand, Here, die harte genees en die trane afgeword. Here, want u is vanaand ons God, en ons vanaand u vertrouw, met ons hele hart en ons hele ziel. Here, wat u vanaand gedoen het, Here, is wel gedaan. En u in die woord gestaan, Here, dat het self genees. Here, wanneer ons rustig gaan raak, trek nou vanaand ons gedagtes hemelwaarts, Here, we beginnen ons geopende oren en ontvankelijke harten. En wanneer hy vanaand die seën stuur, gaan ons dit u verbrengen. En ons alle genade baie gaan zeggen. Amen. Geliefdes, kom ons staan, so ons dit in met saam, because he loves, I can face you.
om ons die kers aan te staan. Jayden Duncan, Snow Keenan, Ojoy Lekola. Die sterkte van die persoon. En wanneer ons dan kers aansteek, is dit dat ons regtig die lig in die persoon se lewe gesien het en ervaar. En wanneer die kers vanaand later doodgeblaas gaan word, meen ek nie dat die kers of die lig wat papa vir julle was, of die man wat in Lola was, die broer, die neef, die vriend, dat die lig uitgedoen is. Want 'n mens onthou die persoon vir jare. So broer David se lig gaan nog vir jare binne in julle harte skyn. Ons gaan nou net na 'n voorlesing wat Jersemense Prins, die oudste dogter geskryf het, wat Danica vir ons gaan voorlees. 'n brief aan papa, aan kleinkinders en agterkleinkinders. Papa, na 84 jaar is papa nie meer met ons nie. Om papa so lank deel van ons te kon hê, ons selfs papa se agterkleinkinders te ontmoet, was net genade en 'n groot seën. Die beste herinneringe het alles begin in die duiwelhok. As ons geroep was vir duiwelhok skoonmaak, het niemand gehuiwer nie. Ons het gestoei vir skrapers. Papa het die dagwerk gedoen. Ons almal was hastig op begin oor ons uitsien vir die beloning om maar net 'n sent lekker te koop. Lekker gesiggie lekkers. Tot ons verlies was die duiwel wat nie perform het in die duiwelkompetisie se Nika omgedraai en hulle het lekker potjie kos geword. Terwyl die potjie aan die gang is, het ons altyd na lekker stories geluister langs die tyd. Goeie ou dag. Papa het alles gedoen om ons besig te hou, om seker te maak ons dwaal nie van die pad af nie. En dit was nie net papa se kleinkinders nie, maar elke kind van die wetenskap. En glo my vry, as jy uit lyn het gekrap het en jy hoor die sin, bring haar hom op die lyn, begin hardloop van papa gaan 'n goeie vakslaag aan die kry. Dit is maar 'n paar herinneringe om te noem. Papa was eerlik en ons soeke Here op, oom die, soos almal hom geken het. Die wat almal voor respek het en vir wie hy altyd respek getoon het. Hy was die beste man, pa, opa en opa grootjie. Hy was 'n mens vol liefde en opregtheid, wat 'n standvastige fondasie gebou het vir sy familie. Daarom selfs in sy afwesigheid bly die huis staan. Ons gaan jou mis, papa en opa. Baie dankie Danica. Daar kan ons gehoor van die herinneringe van papa. En ek was nie so bevoorreg om David te ontmoet in sy jongste nie. Toe ek daar as die jaar het gekom met saam met Suster Ella, toe was ons David wel aan die siekant in die huis toe.
Maar vir almal wat hom ook kan onthou, mense altyd die goeie dae en ook die slegte dae. En dan vanaand namens ons kerkraad en doen ons ja besigheid van die Lola en die kinders ons innig meer gevoel. En dat soos Oupa het gesê het vir Hilda, die Lola is my vrou wat bo meer weet as sakrale is. Al was papa siek en sy met hom versorg het ons weer weggaan skool om te lag en de kerk te gaan. En iemand sê, nou ja, na die begrafenis, na die afsterwe, met jou nooit sê papa nie, ja, hulle doet die roek gaan hulle vir hulle. Maar dit is die mense wat hulle was, grappige mense, grappig gemaakt. En dat is die vanaand seer. Die Here wat seer gemaakt het, maak ook jou. Ons gaan nou kyk na een slideshow. En die familie by mekaar gesit is. Outside the city, where criminals were taken, he was placed between two thieves, two men condemned by law, two men whose stories had already been judged. No crown around him, no honor beside him, just guilt on both sides. He did not die with priests. He did not die with apostles. He did not die with the respected. He died with sinners. One of the criminals looked at him. If you are the Christ, save yourself and us. Even in his final moments, still demanding, still doubting, the other turned and spoke. Do you not fear God? We are receiving what our deeds deserve, but this man has done nothing wrong. In the middle of pain, in the middle of pain, in the middle of judgment, he saw something, not just a man dying, but a man who did not belong there. Then he said something simple. Jesus, remember me when you come into your kingdom. No long prayer, no explanation, no time to fix his life. Just a request, remember me. And Jesus answered him, truly I tell you, today you'll be with me in paradise. Not tomorrow, not after proving anything, not after making things right. Today, he did not come down from the cross, he did not escape death, but he did not die forgotten. This is the story, a man who lived wrong reached the end, and in his last moments found the right place to look. Sometimes life doesn't give you time to fix everything. Sometimes you don't get another chance to rewrite your story. But grace does not wait for perfection. It meets you where you are. He was not baptized that day. He did not join a church. He did not live long enough to show change. But he believed, and that was enough. And look where Jesus was. Not surrounded by honor, but surrounded by broken people. Because that is where he chooses to be. So if you feel far, if
it's already decided. If you feel like you missed your moment, remember him, a thief, a criminal, a man with no time left to find mercy. In the final hour, Jesus, remember me. That was all, and it was enough. Because the one who hung between sinners came for them. He did not die with kings, he died with us. And even there, he was still saving. Remember me. Now
myself, James die Kleger en familie, as ook die breë familie, wat vir julle sê, dat die Here u nie tot hier gebring, en hy sal julle nie weer bring. Voordat die woord van die Here toe gaan, wil ek net vir julle 'n skrifgedeelte lees wat die Here vir my gegee het. Psalm 118. Vanaf vers 6 tot 9, asook vanaf vers 24 tot 26. Die opskrif sê, 'n danklied van feesvierende gemeentes. Ons is vanaand die Here dankie vir ons. Die droefheid is nog daar. Dit gaan al jare daar wees. Maar die meest belangrikste is, ons kom net dankie vir Here. Dankie Here vir 'n vol lewe aan Jordaan. Vers 6 is so mooi. Die Here is vir my. Ek sal nie vrees nie. Wat kan 'n mens aan my doen? Die Here is vir my 'n helper. So sal ek dan neersien op die wat my haat. Dit is beter om by die Here te sê as om op mense te vertrou. Dit is beter as om by die Here te skyn as om op edeles te vertrou. Daar word geweet, mens kan nie teleurstelling, maar die Here sal nimmer. Vers 24 sê so mooi, dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons daaroor bly wees. Ag Here, gee tog heil. Ag Here, gee tog voorspoed. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Ons seën julle in die huis van die Here. Amen. Voordat die woord van die Here kom wat die Here vir my gegee het, ek vra vir die Here na. Die omstandighede is ons nie so lekker nie. En ek wil ook nie met eie uitpraat nie. Maar u moet my leid. Dat ek die kinders van u kan leid. En die Here is getrou dierbaars. Daar is een wat ons met sekerheid vandaan vir mekaar kan sê. Die Here is getrou. Die Here bly getrou. Hy sê so mooi, nog voor jy jou moeder se skoot was, het ek jou geken. Ek het jou by jou naam genoem. Jy is myne. Ons wat ouers is, en die wat nog gaan wees, weet toch hoe beskermend is jy teenoor jou kinders. En dis wat die Here vir ons sê. Nog voor jy jou moeder se skoot was, het ek jou geken. En ek sal jou hou. En die Here is getrou. God is nie 'n mens nie. Hy laat dinge toe, maar hy los ons nooit alleen nie. Kom ons sê. Groot en almagtige God en hemelse Vader. Here, U is die kenner van die hart, my God, as ook die toetser van die niere. Jy het ons deurgedra, my Vader, deur 'n onbekende dag, Here. Jy het ons nie gehou in die honde van die hand, my Vader. U was telke male saam met ons. U het ons gisterand hier in donker en lang goed bewaar en beskerm en vanoggend die voorreg gegee, my God, om ons oop weer eens kon oopmaak in 'n nuwe dag. Here, dit was 'n onbekende dag aan ons as die kinders, my Vader, maar ons geweet, my God, met U aan ons kant, gaan ons hierdie dag kom. U het ons goed bewaar en beskerm. U het ons gedraai, Here. En dit is vanaand weer die voorreg gegee, my God, om by mekaar te kom, Here, om vir U dankie te kom sê. Dankie dat U ons gehou het in die orte van die hand van die Vader. En ook baie dankie, my God, dat U ons broer uitgespaar het vir 84 jaar. Dankie vir geseënde jare, my Vader. Dankie, Here, dat U 'n vaderlike figuur was in sy familie en sy gemeenskap, my God. Dat U die man was vir sy vrou, Here. Dat U die grootpa was vir sy kleinkinders, moeder agter kleinkinders, my Vader. As ook vir die gemeenskap. Ons kom toe, aan U kom toe die lof, die eer
en teenoor. Daarom ons vanaand vir baie dankie sê vir die voorreg Here om deel te kon wees van daardie ervaring in die naam van Jesus Christus. Amen. Die woord van die Here vir my gee so 'n welbekende skrifgedeelte. Ek beprys al die woord van die Here as ek myself. Ons kan byvoorbeeld telke maar dieselfde skrif voorhou aan gemeentelede aan dierbaar is. Maar die Here laat toe dat jy 'n bietjie speserye bygooi, maar dit net altyd anders wat smaak. Onderwyl die Here met die nagte die gedagte gee, Jesaja 43, net vers 1 tot vers 2. Hy sê so mooi met 'n belofte, maar nou sê ek die Here, jou skepper, o Jakob, jou vormeerder, wees nie bevrees nie, want ek sal jou verlos. Ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. As jy deur water gaan, dit sal jou nie. Riviere, dit sal jou nie oorstroom nie. As jy deur vuur gaan, dit sal jou nie skroei nie. Vers 4 sê, omdat jy koslik in my oë gevind is en hoog geag is. Ek wil vir die familie sê, wat die moeder sê, aan die Lola, baie van hulle vanaand sit, was in sirkumstandighede, in familieverband, moet nie so naby nie, maar die belofte wat die Here vir ons gee in die manier van benauwdheid is, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Dis die mooiste. Hy sê, al gaan jy deur water, ek is by jou. Al voel die woorde vandaan vir die kinders, vir die breë familie, vir die gemeenskap, onder die steunpilaar verloor. Prediker 3 sê so mooi, daar is 'n tyd vir alles. 'n Tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterf. Ons almal ken nie daardie tyd nie. Maar vanaand is die belofte van die Here wat vir ons sê, al gaan jy deur water, dit sal jy nie oorstroom nie. Al maak het vanaand so voel, as wat my aan die mekaar het val, al maak het my voel, ek is alleen op 'n eiland, niemand stel belang aan my nie. Al maak het voel, my steunpilaar is nie meer daar nie. Maar onthou net met die sekerheid, die Here het jou uitverkies. Die Here het 'n belofte gemaak. Hy het geweet dat hulle tyd kom soos vanaand. Hy het geweet dat hulle tyd kom soos vanaand, dat hy homself kan sê, dit voel vir my of ek oorstroom word. Dit voel vir my of ek nie kan asemhaal nie. Dit voel vir my of ek woorde kan verbrand. Maar daar steek die Here sy hand uit om jou te sê, my kind, ek sal jou nie. Ek sal met jou hierdie pad stap. Jy is nie alleen nie. Almagtig vir ons voel, alles is ongemaklik. Die vuur brand, ek voel vir jou as persoon, ek weet nie wat ek kan doen nie. Kan ek jou met sekerheid sê, die skrif bemoedig my en vir ons, onderwys Satan lees vanavond 9, onderwys hulle moes hoor dat die koning se bevel was, jy het die besluit geneem, en dat die Here vanavond vir ons sê, jy neem die besluit, dat ek jou sal bewaar, dat ek jou sal beskerm. Al maak dit vir jou voel, ek is alleen. Jy sal nooit alleen wees. Ek sal met jou wees. Onderwyl die volk kom uit Egipte land, dat die beloofde land, kom hulle daar voor die Rooi See te sag. Hy van ons het al vele kere voor so 'n situasie gestaan gekom. Dan weet jy nie wat ek kan doen nie. Maar die mooiste wat die Here vir Moses sê, steek jou staf uit en slaan in die water. Neem hierdie staf van jou, wat het onmoontlik lyk. Neem hierdie staf van jou, wat ek jou voel, ek weet nie wat ek kan doen nie. As jou hoek kom sak, dan kloof God die water.
Jy kan met hartseer miskien in jou binnekamer ingegaan het. Maar as jy uitkom, amen, dan kom jy met 'n lied in jou hart. Want wat gebeur? Die Here was saam met jou in die saak. Die Here het jou swakheid geneem in sy sterkheid. Die Here doen dit presies wat jy jou koslik gevind het. Koslik gevind het in sy oog. Die Here weet waar die families gaan. Die Here weet waar die naby familie gaan. Die Here weet dat ons 'n steunpilaar verloor het, maar ons is nie kwaad oor nie. Ons is nie dankbaar. Ons sê vanaand vir ons ja, dankie Here. U het aan ons toevertrou om vir 84 jaar in U gestaan. Daar was baie eerder foute gewees, maar U het hom bewaar. En ek glo, in Psalm 128 sê, 'n man wat die Here vrees, sy kinders as ons ontbreek boontjies word. Sy vrou as sy steunpilaar. En so 'n man geëer word. En vanaand kom ons hier, as die gemeenskap verbond is, as die familie, ons, as ek kan noem die kerkfamilie sê vir die familie, ons is saam met julle daar. Ons voel saam met julle die pyn. Maar ons gaan vir mekaar verseker, die Here het 'n belofte gemaak. In die tyd van benoudheid is hy daar vir ons. In die uur van benoudheid is hy daar vir ons. Al wat die Here van ons verwag as sy kinders, roep my aan in die uur van benoudheid. Ek sal jou uithelp, maar jy moet nie eer. En om die Here te eer, is wat jy sal sê, soos Job gesê, ek gee die Here die eer, as gaan hy nie sê. Ek gee die Here die eer, as ek op die as. Want toen het met my goed gegaan het ek hom geërken en hom die eer gegee. Maar nou van ek met my sleg gaan. Nou moet ek die Here. Want as ek terugkijk, wat het die Here my gedra? As ek die moeite werk, ek is een dankie Here, tot hier en u my gedra. Familie moet julle weer eens sê, dat die Here laat ons nooit alleen. Die Here is elke man met ons. Die Here vir ons sê, as die breë familie, dat is 'n tyd vir alles. Maar God se tyd is die regte tyd. God se tyd is die regte tyd. Dis nie lekker nie. Herinnering sal altyd daar wees. Papa het iets gedoen. En dan wil ek hoor hoe hulle praat van die duiwel, hoe hulle wat sê. Jy sê vir myself, dis goeie Here. Dis baie goeie Here. Dis daardie herinnering wat jy mens kan koester, om vir jouself te kan sê, dankie Here vir die voorbeeld. Dankie Here dat U vir my deel kon maak van so 'n familie. Dankie Here dat ek weet, die sake wat geplan was, die oupa, die papa, die grootpa, daardie sake gaan ons onderlewe. En dis daardie sake wat ek vir julle kan sê, in hierdie tyd moet ons by mekaar staan. In hierdie tyd moet mekaar ondersteun. In hierdie tyd moet ons mekaar sê, al gaan jy my suster, of my broer, of my moeder, of 'n ander breë familielid, al gaan jy deur water, ek sal vir jou wees. Al gaan jy deur vuur, ek sal jou ondersteun, ek sal saam met jou. Want ons gaan as 'n eenheid vir die Here sê, Here, hier is my hand. Neem hierdie hand van my en bewaar. Want U het 'n belofte gemaak, Jeremia 43. 'n belofte in die uur van benoudheid. 'n belofte wat vir my kan sê, ek hoef nie te vrees. Ek hoef nie bekommerd te wees nie. Al wat ek moet doen is, ons sê net dankie vir U. Baie dankie. En as ons dankie sê vir die Here, dan weet God, ons is tevrede. Ons het vrede in die hart, want die Here het vir ons die voorrede gegee as die familie.
Here vir ons die voorreg gegee as die gemeenskap om deel te kon wees van so 'n groot ding. Daardie boek wat vir baie skade het gegee. Daardie boek wat vir baie hand wat vir baie kos kom. Ek glo so. Die ouer mense kom teen die hele straat se. As jy kom en jy praat, dan kry jy. Maar die nadat as jy die pak gekry of iets gedoen, dan gaan jy pak nie. Maar dis die liefde. En dis die voorreg. Dan wat ons in mekaar sê, met die Here se liefde. Dankie Here. Ons weet en liefde toe. Dat U vir ons gehou het tot hier. Nou weet ons ook by God, met die belofte, dat U vir ons al gaan jy weer maak, dit sal nie ons doen. Al gaan jy vier, dit sal nie ons doen. Ek het U net verkies, ek het U lief. U is koslik om my oorgevoed. Daarom kan ek weet vir 'n feit, ek gaan nie alleen staan. Maar die woorde wat die Here aan my toevertrou, vir myself, as ook vir die breë familie en vir ons gemeenskap, dat ek vir onsself en sê dankie Here, tot hiertoe het U ons gedra. En met die wete van God, ons is koslik genoeg, daarom gaan U met ons wees. U het ons lief, U het ons uitverkies, en U sal nooit alleen laat. U laat toe my God, dat ons in hierdie tyd deur dit moet gaan. Want dit is baie keer 'n situasie, as ons in so 'n situasie kom, van liefde wat afgestel, dan bring die Here ons weer die familie bymekaar. Om die familie te kan sê, ons moet mekaar ondersteun. Liefde is vir mekaar. Ons moet mekaar dra. Ons almal verskil, God is bekend daarmee. Maar deur dit alles, wat God vir ons sê. Julle gaan as 'n eenheid in die situasie. Nie as persoon, as individu. En in hierdie tyd moet ons mekaar ondersteun. En vanaand kom ons weer en sê dankie Here. Dankie Here vir 84 jaar. Die groot kinders wat amper sê dankie Here, dat pak slaap wat gekry het, was die liefde. Want daardie pak slaap wat my het, weer vandag. Ek het eendag vir my ma gevra, sê, ma sê, jy nie lief vir my, jy kind. As jy eendag groot is, dan jy hou wat ek nou vir jou gegeven. En wat sê die Bybel? Ons moet nie die ou gereis nie verleen. Ons weet daar te bepaal. En die woord wat die Here aan my toevertel, met die belofte, hy sê, maar ek die Here jou God sê vir jou, die skepper van Jakob, jou formeerder, o Israel, wees nie bevrees nie. Ek is met jou, ek sal jou verlos, ek het jou by jou naam genoem, jy is my. As iemand jou naam nie wat jou naam is, dan gaan jy reageer. Maar as iemand jou naam nie, dan wil jy sê, ek is belangrijk. As God jou naam, hy sê so, ek is jou, by jou. Ek het jou by jou naam. Jy is my. Met die belofte. Al gaan jy die water, sal jy ons groei. Al gaan jy die vuur, jy sal ons groei. Jy is kostelijk nog wat en jy kan uitverkies. Ek wil die Here die woord wat die Here gegeven. En dat vir ons een en elk 'n inspirasie sal wees. En dat vir ons sal sê, dankie Here, dat U ons uitverkies het. Dankie Here dat U formeerder is. Dankie Here dat U vir ons lief het. En nogmaals dankie Here, dat U 'n belofte aan ons maak. Al gaan U weer wat, U sal ons telkens ondersteun. U sal ons telkens bewaar. U sal ons telkens hou in die woorde van U. En deur dit alles het ons die versekering, Here, almal die nooit gaan in die toekoms, wat onbekend is. Maar die versekering is, U
En U, my God, liefde, en dat U my sal ondersteun. En ek kan dat U vir my sal sê, kind, roep my aan in jou uur van my. Ek sal dit opjaag, maar jy moet nie doen. Dis wat ek vir U gee, die skrif wat ek die Here op my gegee. Psalm 37 vers 4. Sê so, verrus jou in die Here, en jy sal die begeerte van die hart. Laat jou weg in die Here oor, vertrou op hom, en sal dit. En die Here vir ons wil sê is, al gaan dit doen, gaan met danksegging na God, en sê dankie Here. Ek kom vandag in die swak op. Here, ek kom vandag in die droefheid na U toe, met die wete, U kom toe die lof, die eer en die U sal onmoontlik vermoed. U sal vir my uitkoms gee, al weet ek agterkant nie, want ek weet verseker, ek laat my weg aan U oor, en sal dit vir my uitkoms gee. Almachtig God, Here, ons Vader. Here, die woord wat U my toe vertrou, God, om die volk te bemoedig. Here, mag hierdie woorde, my Vader, gesoek word deur die Heilige Gees. Mag dit in aanklank vind, my Vader, die een en elk saam. Mag dit vir ons, Here, as die kinders, ek sê vir my Vader, dat in benoudheid wat U vir ons leer. Wanneer ons baie keer voel ons alleen, as die teaterman daar vir ons. U wil dit hê, my God, ons moet op U vertrou. Ons moet vir U aanroep, Here, en ook met die wete en die vertroue, Here, dat U ons gebed sal verhoor. Here, ek wil U baie dankie sê, my God, vir die voorreg, dat ons as 'n breë familie, my God, vanaand vir U kan dankie sê. Dankie my Here dat U ons broer David kon goed bewaar en sê. Dankie Here, U moet iets spaar met God. Maar nogmaals baie dankie Here vir die voorreg vir ons Here om deel te kon wees van sy lewe. Here, U het jou gehou oor die hand en omstandighede wat ons nie so bekend is nie, God. Maar daar is 'n tyd vir alles en sy tyd het aangebreek. Here, mag ons dit koester in die verlede, Here, die goeie my Vader, mag ons dit koester vir ons kan sê, vir ons self sê, dankie Here, dat U ons gedra, en ook baie dankie my God, dat U vir ons nog kan dra. Here, nie een en elk van ons swakheid en sterfte, bewaar en beskerm vir ons. Wees ons God van baie genade, in die naam van Jesus Christus. En ook met die wete my Vader, dat ons vir onsself kan sê, dat U kan sê, my God. Ons weet, my Vader, die Here van die leerstade, die leef, het waarlik opgestaan. Maar ons ook weet, my Vader, dat ons van die aan enige tyd, dag of nacht, en die uur van gelukkig, sal U telkens daar wees vir ons. Maar deur alles, my God, moet ons vir U gee die lof te eer en die aanbidding, want U kom dit toe. Here, versterk elke broer en elke suster. Here, vir Manola, die kinders in die fase, die kleinkinders en die agterkleinkinders, op die breë familie, Here, die gemeenskap, vir al die beplan wat ons voorleef met God. Here, bewaar ons skerm vir hulle, gee vir elke so te naam is met God, en die donker wat ons allemaal voorleef. En wees wel God van baie naam. En as ons môre ons opstaan, dat we kan sê, dankie Here, U het ons voorleef. Dankie Here, dat U behoed bewaar en beskerm. En nogmaals baie dankie my God, dat U ons nooit van nie gelaat het. Dit vra ons in die naam van Jesus Christus, en met baie dankie. Amen. Amen.
Die gevoel wat ek nou kry terwyl ons die sin, ek gee my lewe oor aan die Here. Kan ek die gevoel kry dat David gekry het toe hy sy lewe vir die Here opgegee en sy laaste as uitlaas. En ek wil vanaand vir u sê, maak nie saak wat wie van u sê nie, wat wie van u dink. As ons die lewe vir die Here opgegee het, is ons na die mense. En vanaand by die toekoms van David, kry elkeen vanaand 'n genade kans om sy of haar lewe met die Here reg te maak. So by die gebed van my hart vanaand is dat kom ons gee vanaand ons lewe oor vir die Here. Want daar is nie vanaand 'n ander manier, 'n ander weg, 'n ander ompad as om deur die Here te gaan. En nie die genade van die Here sal ons die ewige vrede in die Here maak. Bro Wills, baie dankie vir die troostwoord wat vanaand vir die familie verseker gee dat die Here sal altyd by hulle wees. En die Lola en die Here hartskip dat ek nou met hier gaan nie. Ek gaan nou baie mis. Hy was 84 jaar, was hy op die aarde. Hy was vir die gediere van die getrouwde lewe door die Here gesê, was elke dag daar. Hy was in die dag van sy lewe. Ek het nou gedink terwyl hulle praat van die pak en die strijd. Hoeveel keer aan die pad gekry was die laatste oor die pad. En ek sê ek was maar laat gekom. So ek word nou hoeveel pad is hy gekry. Maar tot daardie kan ons aan papa dink en papa onthou. Dat so wil sê, die papa die daar gekry, onthou jy daar so groot mens. En ek dink altyd dat mense papa jy wil hou die lewe, maar ek nou nog nie vir kos maak en hou die lewe, maar dan hulle by daar om kos te maak. Maar die goeie herinneringe sal altyd daar bly. So kom ons koester vanavond, papa, die goeie dae, die slegte dae, die slegte dae so opgemaak word. Met blomme, met lekkers, met miskien met 'n lied, die omvang waar gesing, as hy gefouteer het. En dis altyd daar bly, was hy geen goed smaak, so daar was mooi lafsos. So aan die Lola, die Here wat u ken en u dien, sal u dra. Elke dag vir dag. En die koortjie sê so mooi, Here, u dra my dag vir dag. En die Here voorsien jou elke dag. So familie, ek vertrou vanaand en die Here vir julle gaan dra en verdra. Jy raak hier in moeilijke tyd. En ja, ek was ook al daar. Sommige dae hulle mense, jy voel ek kan nie, raak jy die Here vir die nuwe krag om aan te gaan. En die moeilike praat van, die was kostbaar. As jy die dag nie lekker voel, dan sing jy. Jy is kostbaar en waardevol vir hom. Aanvaar dit en sê dankie. Dat jy vanaand kostbaar is in die boek van die Here. En vanaand is behoor op 'n veilige plek, waar ons nog moet plan maak en haas maak om daar te kom, as hy vanaand veilig by die hand van die Here. So kom ons bewus ons daarin, en ons gee vanaand die Here die eer, en wat hy doen, as hy al gedaan. Ek werk maar vir ons 'n blaadjie, wat ek ontvang het, so namens die familie, die Lola, die kinders, die familie, die breë familie, dat hulle vir elke voorgekom het, baie dankie sê, dat u in hulle nood vanaand kom deel het om 'n bietjie ligter te maak. Baie dankie vir u wat 'n boodskap gestuur het, nog met algemeen met ander, of met 'n boodskap gestuur het, of 'n draai gaan maak by die huis in die week wat verby is. En baie dankie wat u nog gaan doen vir die familie in hierdie week wat voor lê, oor die naweek en in die toekoms wat hulle u gaan nodig het. Want ek vir u baie dankie sê daarvoor. Ek wil vir die Lola baie dankie sê dat sy so goed dan moet daar kyk het. En die een dag nou het hy om asem te hou en dan niks doen, sy wil niks doen die dag dat sy kan sit. En ek dink aan wat sy wil doen, as sy net wil doen, as sy niks doen. En dat die kinders 'n bietjie vaas sal bederf, en sy verdien dit. En ons begrafnisdiens is dan ook geneem by die huis, en iedereen in die kerk. So al wat ek gaan bywoon is welkom, en die wat ek daar gaan wees, julle sal in gees sal ek ons wees. Ek wil ons met ons laaste lied sing. Is dat nog nie? Vader, kom ons staan.
uitdra en mekaar weer sal sien Saterdagoggend se laaste erediens. Ons gaan vra Bro David om vir ons te kom bid vir die seën. Kom ons staan en kom ons sien. Die Here sal ons seën en ons beskerm. Die Here sal ook hierdie familie in die tyd omdraai. En ons sê arms toevou. En almal die genade van ons Jesus Christus, die liefde van God en ook die troostvolle gemeenskap van sy Heilige Gees, rus en bly daar in die naam van ons. As ons dit bid van sy naam. Amen.